Halleluja. As jy bly om hier te wees, sê glory, sê amen. Prys die Here. Nou geliefdes, ek wil u almal groet in die mooi en pragtige naam. U kan vir 'n wyle sit. Van ons verlosser Jesus Christus. Dis vir my 'n eer en dis 'n voorreg om saam met u hier te kan wees op hierdie dag, om die naam van die Here hier groot te maak. U weet, ons het 'n geleentheid om hom te loof en om hom te prys. Ek sal u nie baie lank opbou nie. Ek het die uitnodiging kry, toe hoor ek net van 9 tot 10. So ons sal so binne aan ons tyd bly. Ons gaan nie oorgaan nie, ons gaan in die tyd bly. So u hoef nie bekommerd te wees nie, maar ek wil hê jy moet bly wees. U moet gelukkig wees. Moenie vir jouself die lewe swartgallig maak nie. Dit maak nie saak waardeur jy gaan nie, verheerlik net sy naam. Jy weet die digter wat ons so pas hier gesing het, is so duidelik. Dit sê dat daar hierna gaan ons hemel toe. En wat hierdie lied my so mee bemoedig is, hy sê dat daar gaan nie sonde in nie. Dit wat nie van die Here Jesus is, die gaan nie daarin nie. So daar gaan net in dit wat skoon en heilig is. Amen. Nou ek wil eers nog so laaste lekker koordigter kry, en daarna gaan ons oor tot die bediening van die woord. Prys die naam van die Here. Kom ons kry nog so 'n lekker enetjie, en dan die rots wat vir ewig staan, bou op die rots. Ons gaan op ons voete staan en sing ons klap die hande, ons sing lekker saam. Dan hoef jy nie te vrees, as die storms oor jou kom. Dan is jy veilig, as jy bou op die rots wat vir ewig staan. Kom ons sit die hande by mekaar, ons sing met die Here. Die rots wat vir ewig staan. Dan hoef jy nie te vrees, as die storms oor jou kom. Dan is jy veilig, as jy bou op die rots. Oh ja, bou op die rots. Dan hoef jy nie te vrees, as die storms oor jou kom. Dan is jy veilig, as jy bou. Die rots wat vir ewig staan. Die digter sê dan hoef jy nie te vrees as die storms oor jou kom nie. Hy sê maar dan is jy veilig wanneer jy bou op die rots. Nou ek wil saam met u lees uit die woord van die Here in Matteus hoofstuk 7. Ons lees daar van die 16de vers af. Vers 16 lees as volg. Verskoon tog van die 17de vers. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Vers 20 sê, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Die Here seën sy voorgeleesde woord. Nou as ons hierdie gedeelte mooi geluister het, praat Matteus hier, hy sê elke boom sal aan sy vrugte geken word. En die Here Jesus, toe hy self hier op aarde was, het hy altyd deur vergelykenisse met die mens gepraat, omdat die mens hom nie altyd verstaan het, moes hy deur vergelykenisse praat. En hier kom hy sê dat ons wat vanoggend hier is sit, ons is maar net bome. En wat vir my so mooi is, hy sê dat elke boom wat vanoggend hier sit, sal aan sy vrugte
geken word. Dit maak nie saak of jy nou 'n goeie boom is en of jy 'n slegte boom is, aan jou vrugte sal jy geken word. Kom ons sê die Here net so hande prys. Matteus sê ook dat 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. Amen. Hy sê 'n slegte boom kan ook nie goeie vrugte na vore bring nie. En die boodskap wat ek vanmôre by u wil tuisbring is, hoe lyk die vrugte vanmôre? Kyk na jou vrug. As ek 'n goeie boom, dra ek goeie vrugte. Want Matteus sê, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Ja, jy kan jou maar voorgee, ek is 'n goeie boom, maar jou vrugte sal getuig watter tipe boom jy is. En vanmôre is ek hier om net vir iemand te sê, hoe lyk te vra, hoe lyk jou vrug vanmôre? Want Matteus sê, 'n goeie boom bring goeie vrug na vore. En 'n slegte boom is die boom wat die slegte vrug na vore bring. En ek wil vanmôre vir u bemoedig, ek wil vir u vanmôre vra, as u seker is, u vrugte is nie reg, of u weet u is oortuig daar waar u sit, ek gee net voor ek is 'n goeie boom, maar my vrugte getuig iets anders, wil ek vanmôre vir u sê, u het 'n geleentheid om te sê, Here, dis hierdie boom wat net voorgee, hy's 'n goeie boom, maar in werklikheid die vrugte wat na vore kom, is nie soos wat ek voorgee nie. En as 'n slegte boom is vanmôre, die Bybel is duidelik, die skrif is duidelik, dat ons kan nie goeie vrugte verwag van 'n slegte boom nie. En ek wil u vanmôre bemoedig deur te sê, maak seker, u vrugte is reg. Gee die vrug wat Here Jesus van ons verwag. Jy weet, as ons kyk, dan sien ons lewe in 'n bose wêreld hier buite. Alles word vandag toegelaat. Dit wat nie ooreenstem met God se woord nie, word vandag, prys die naam van die Here, gesê dit is reg. Die regte ding is nie meer die regte ding in vandag se wêreld nie. Die verkeerde ding is dit wat wet gemaak word en wat na vore gebring word. So ek wil u vanmôre bemoedig deur te sê, kyk hoe lyk jou lewe vanmôre? Hoe lyk jou vrugte? Vra u vanmôre self, Here, is die vrug wat ek na vore bring die soort vrug wat u van my verwag? Jy weet, as ons kyk, Suid-Afrika is deurmekaar. Suid-Afrika is so deurmekaar dat ons kan sommer vandag eeners geslagte kan sommer vat mekaar en hulle kan in huwelik ingaan, dan is dit nog niksie. Ek wil u vandag bemoedig. Jesus sê, elke een wat my naam aanroep, elkeen wat my naam aanroep, hy sal gered word. As ons in Romeine gaan lees, dan sê hy dat hy van die Here aanroep, sal gered word. God stel die huwelik in Genesis, en hy maak dit so duidelik. Hy sê, daarom sal die man sy moeder en vader verlaat, en hy sal sy vrou aankleef. Nie Piet, hy sal vir Piet aankleef nie. Hy sal sy vrou aankleef, en hulle sal een wees. Prys die Here. Kom ons gee die Here so wonderlike prys. Ek wil vanmôre vir u bemoedig deur te sê, moenie dat die wêreld vir u hier buite deurmekaar maak nie. Lees die woord, dan sal u op die regte lyn bly. Maar as u nie die woord lees nie, sal u dit wat hier buite verkondig, die boodskap wat hier buite uitgedra word, sal vir u sin maak as u nie u woord bestudeer nie. Genesis sê duidelik, daarom sal die man sy moeder, sy vader verlaat, en hy sal sy vrou aankleef, en hulle sal een wees. Amen. Daarom sal u mos sien, vandag is dit so, jy sal nie kry 'n man, hy kan hoe diep gelowig is, maar hy sal nie staan dat jy sy vrou kom klap nie, want hulle is een. Slaat jy aan sy vrou wat jy met hom te doen. Amen. Prys die Here. Ek wil u vanmôre bemoedig, aan jou vrugte sal jy geken word. Net aan jou vrugte, die vrug wat jy na vore bring, sal sê wie en wat jy is. Jy weet, 'n mens hoef jou nie eens voor te stel by mense nie. Jou vrug sal getuig. Jou vrug sal sê
wie jy is en wat jy is. So my boodskap vanmôre is, sal jy geken word. So moenie vanmôre vrugte vir jou 'n goeie boom hou, dan bring jy dorings en dussels na vore nie. Want dis wat die woord vanmôre vir ons deurgee. 'n goeie boom kan nie dorings dra nie, maar hy moet sappig en soet vrugte moet hy dra. Prys die Here. Kan ons die Here nog so wonderlike hande prys gee? Die Bybel sê daar's 'n weg in Spreuke wat vir die mens reg lyk. Hy sê maar die einde van hierdie weg is die weë van die dood. Jy weet die Here gaan al ons ver en ons moet getuig van dit wat hy vir ons gedoen het. En ek wil u bemoedig, u wat 'n ontmoeting met die Here Jesus gemaak het. 'n Ontmoeting met Jesus Christus en jou lewe is nie meer dieselfde nie. Moenie as jy 'n ontmoeting met die Here gemaak het, dan gaan jy nog aan met die ou lewe nie. Ek wil net so kortliks 'n getuie vertel. Jare gelede voor my bekering. Ek sal nou sê ek was 'n besigheidsman. Was ek een van die grootste shabins hier in hierdie area. En so die tyd aanstap kom ek tot bekering. En in dieselfde huis waar ek aan bly het ek toe net die saak verstaan nie. Ek wil net die getuie vertel. En ek het gedink my vrou is nou nie bekeer nie, sy kan met die besigheid aangaan. En ek het nog die groot kanne wyn vir haar gehelp aankoop, sy moet aangaan. En ek is mos nou 'n man van die Here, ek dien nou. En kom ek vertel, een aand gebeur daar 'n snaakse ding. Vandag is daar mos nou nie meer reg wet nie. En daai jare toe is die wet nog baie streng, toe praat hulle nog van klopjag. En nou het ek so groot musiek, klankstel en die mense dans en hulle gaan te kere. En daai aanslaan die polisie toe. En die wyn is in die huis, want daai tyd was dit so, hulle sluit jou toe. En terwyl ek daar lê en die vrou is hier buite besig en sy kom vir sy sê vir my die polisie is hier. Ek sê nee, ek is vir sy broer, wat? Ek worry nie. En wat sy daar by die boodskap wat sy vir my los, sy sê ek gaan nie tramp toe nie, jy gaan klim as hulle hier. En ek spring daarop, ek is deur die venster met die wynkanne. En ek hardloop hier, toe is hier nog, dis nog heel die donkerte in. En ek hardloop hier in die duisternis. En jy weet, terwyl ek daar in die bosse lê met die wynkanne, toe sê ek vir myself, hierdie besigheid sal moet stap, die Here kan nie 50-50. Jy kan nie vir God en vir Mammon. Dis die boodskap wat ek vir u wil deurgee. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy moet 'n keuse vanmôre maak. Jy dien God of jy dien vir Mammon. En jy weet toe ek daar na alles, toe was dit nou een van my vriende gewees en hy roep my daar. Ek is by my boodskap, aan jou vrugte sal jy geken word. Nou die musiek is aan en die mense dans en hulle gaan te kere. En terwyl ek daar kom sien ek is my vriend, hy het net vir my kom hallo sê. En hy vra vir my, wat gaan nie aan? Hoe lyk dit as daar nie 'n plan nie? Ek sê vir 'n man, ek is 'n broer. En hy kyk so, hy sê 'n broer, maar kyk hoe dans die mense met jou plek. Daai aan toe besef wat jou vrugte, aan jou vrugte sal jy geken word. So moenie vanmôre die Here 50-50 dien nie. Ons kan nie God en Mammon dien nie. Nou 'n bietjie rook en dan wil ons agter die kansel staan. Nou 'n bietjie drink, dan wil ons agter die kansel staan nie. Jy moet vanmôre 'n keuse maak. Jy dien of net God of jy dien vir Mammon. Dan weet ons waar is jy. Kom ons sê die Here prys. Halleluja. Vers 20 is vir my so mooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte gee. Ek kan vanmôre praat en preek soos wat ek hier preek. As jy daar in my dorp kom, in Grootdrink kom, dan sal jy daar sien, as ek die man wat vanmôre hier so gepraat het. Jy weet, as ons kyk, dan sien ons, dis belangrik dat ons moet goeie vrugte dra. Dis belangrik dat ons moet hy goeie eienskap, wat die Here Jesus van ons verwag, na vore bring. Dis belangrik dat ons moet mense vertel. En ons kan dit alleenlik net doen wanneer ons die goeie vrug na vore bring. Dan kan ons hulle vertel dat Jesus Christus, hy kan red en hy kan verlos. Maar ons kan nie die boodskap uitdra as ons lewe nog nie reg is nie. Wat belangrik is vanmôre, ons moet eers sorg ons lewe moet reg wees.
sorg dat u die vrugte dra wat by die bekering pas. Dan kan u die boodskap uitdra wat sê aan jou vrugte sal jy geken word. Mag die Here u seën, mag die Here u genade gee en mag die Here ons help dat ons vrugte wat ons dra van so aard sal wees dat ander die begeerte en verlange sal hê om ook soos ons wil te wees. Ek sê om Jesus Christus se naam te verheerlik is goed, is lekker en alles. Maar wat belangrik is, hoe lyk jou lewe? Kan mense daarby, kan die buitestander begeer of daai verlange hê om wel soos u te wees? Ek wil u vanmôre bemoedig deur te sê, kyk vanmôre na jou vrug. En as die vrugte vanmôre nie van so aard is nie, dat 'n mens daarvan kan eet nie, wil ek vanmôre u sê, u het 'n geleentheid, u het 'n kans om vanmôre uit te stap en te sê, Here, verander my lewe. Here, ek het u nodig. Ek kan nie sonder u nie. U nie weet, geliefdes aan die Here, die duiwel maak hierdie ernstige ooreenkoms terwyl hy uitgewerp word. Sê hy vir die Here, waar jy bou hier op aarde, daar breek ek af. En as ons sien ons probeer dagliks om ons mense te laat verenig, maar die vyand, hy probeer net so hard om ons mense af te breek, om ons mense by 'n plek te bring waar hulle nie graag wil wees nie. Ek wil u vanmôre bemoedig deur te sê, weet dit aan jou vrugte, sal jy geken word. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'n Slegte boom kan ook nie goeie vrugte na vore bring nie. Maar aan jou vrugte sal jy geken word. Dan gaan Matteus verder. Hy sê, dit sê almal wat vir my sê, Here, Here, wat sal ingaan nie. Maar dit is net die een wat die wil van my Vader doen. Dis net hy wat erken en bely het dat Jesus Christus die Seun van die lewende God is. Dit is hy wat eendag hierdie woorde sal hoor. Kom in my geliefde seun en dogter, aan wie ek 'n welbehae het. Mag die Here u help. Mag die Here u seën. En mag die Here u vanmôre daartoe lei dat u sal werk aan u vrugte. Jy weet, as ons kyk hier in die landerye, ons gaan nou, die oestyd is verby. Na die oestyd gaan ons in snoeityd in. Nou 'n boom moet bewerk word sodat hy meer vrug kan na vore bring. As 'n boom nie gewerk word nie, dan sal sy drag nie wees soos wat dit moet wees nie. Maar nou sê ek, is so moeilik om met bome te werk wat kan praat. Want as jy die snoeiskerf vat en jy snoei te diep in hom, dan hoor jy die boom praat. Nou is moeilik om met bome te werk wat praat. Want as die boom te seer gesnoei word, dan maak hy sy mond oop. Dan hoor jy sê, nee, luister hier, ek is 'n ander man, jy moet nie so met my, ek is nie 'n kindie. Nou ons wil vanmôre juis met jou werk. Ons is hier met die snoeiskerf om elke boom reg te snoei wat nie reg is nie. Ek wil vanmôre sê, daar's 'n digter wat die Sondagskoolkinders sing, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. En jy sal groei. As sê die digter verder, maar verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, jy krimp. En 'n mens sal dit sien aan jou getuig, jou bediening, jou manier van dinge doen, dat hierdie is 'n persoon wat die Bybel lees, jy bid ook baie min. Amen. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal verseker groei. Kom ons gee die Here nog so hande prys. Kyk vanmôre na jou vrug. En as die vrugte vanmôre nie van so aard is nie, dat 'n mens daarvan kan eet nie, wil ek vanmôre u sê, u het 'n geleentheid, u het 'n kans om vanmôre uit te stap en te sê, Here, verander my lewe. Here, ek het u nodig. Ek kan nie sonder u nie. U nie weet, geliefdes aan die Here, die duiwel maak hierdie ernstige ooreenkoms terwyl hy uitgewerp word. Sê hy vir die Here, waar jy bou hier op aarde, daar breek ek af. En as ons sien ons probeer dagliks om ons mense te laat verenig, maar die vyand, hy probeer net so hard om ons mense af te breek, om ons mense by 'n plek te bring waar hulle nie graag wil wees nie.
Ek wil jy vanmôre bemoedig deur te sê, weet dit aan jou vrugte, sal jy geken word. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'n Slegte boom kan ook nie goeie vrugte na vore bring nie. Maar aan jou vrugte sal jy geken word. Dan gaan Matteus verder. Hy sê, dit sê almal wat vir my sê, Here, Here, wat sal ingaan nie. Maar dit is net die een wat die wil van my Vader doen. Dis net hy wat erken en bely het dat Jesus Christus die Seun van die lewende God is. Dit is hy wat eendag hierdie woorde sal hoor. Kom in my geliefde seun en dogter, aan wie ek 'n welbehae het. Mag die Here u help. Mag die Here u seën. En mag die Here u vanmôre daartoe lei dat u sal werk aan u vrugte. Jy weet, as ons kyk hier in die landerye, ons gaan nou, die oestyd is verby. Na die oestyd gaan ons in snoeityd in. Nou, 'n boom moet bewerk word, sodat hy meer vrug kan na vore bring. As 'n boom nie gewerk word nie, dan sal sy drag nie wees soos wat dit moet wees nie. Maar nou sê ek, is so moeilik om met bome te werk wat kan praat. Want as jy die snoeiskerf vat en jy snoei te diep in hom, dan hoor jy die boom praat. Nou is moeilik om met bome te werk wat praat. Want as die boom te seer gesnoei word, dan maak hy sy mond oop. Dan hoor jy sê, nee, luister hier, ek is 'n ander man, jy moet nie so met my, ek is nie 'n kindie. Nou ons wil vanmôre juis met jou werk. Ons is hier met die snoeiskerf, om elke boom reg te snoei, wat nie reg is nie. Ek wil nie vanmôre sê, daar's 'n digter wat die Sondagskoolkinders sing, lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei. En jy sal groei. As sê die digter verder, maar verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, jy krimp. En 'n mens sal dit sien aan jou getuig, jou bediening, jou manier van dinge doen, dat hierdie is 'n persoon wat die Bybel lees, en jy bid ook baie min. Amen. Lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal verseker groei. Kom ons gee die Here nog so hande prys. Nou volgens my tyd, sien ek ons is klaar. Amen. Ek wil vanmôre met hierdie boodskap los. Aan jou vrugte sal jy geken word. Tik net die ou langs jou. Help sy skouer, sê net, aan jou vrugte sal jy geken word. Amen. Ek het daarom toestemming gekry, ek kan nog so 5 minute aangaan. Aan jou vrugte sal jy geken word. Ek wil hê dit moet insink by u. Aan jou vrugte sal jy geken word. Jy weet, tot in die huwelik, as daar ook 'n vrug wat jy moet afgee. Amen. Jy kry mos mense wat aan die huwelik is, dat hy ook hy voorgee vrug. Hoe hy met die man, met sy vroutjie werk, maar as die mense nie daar is, ek sê, dat hy weer opgeblaas. Ek sê, hy snors, en ek wil vanmôre vir jy sê, tot binne in jou huwelik, aan jou vrugte, sal jy geken word. Ek wil hê, dit moet by u insink, die dag moet omgaan aan jou vrug. En daar waar jy vanmiddag in jou kamer alleen is, dan moet die boodskap by jou afspeel, aan jou vrug. En as, ek wil nie vandag, ek wil my verstout deur te sê, as hier getroude paartjies is, en jy weet mos nou hoe behandel julle mekaar, as julle nie meer al met die huweliksbeloftes is nie, dan tik hom net daar, as julle nou by die huis kom, of daar waar julle bly, tik hom net op die skouer, en sê jy, luister hierso, aan jou vrugte, sal jy geken word. En ek sê, as jou vrou nou maniertjies het, jy hoef nie baie te praat nie, loop sê net vir haar, aan jou vrugte, tik net vir haar op die skouer, sê, aan jou vrugte, sal jy geken word. En julle wat nou nog aan die verhoudings is, amen. Nou ek verstout my altyd daar in die gemeente, ek sê altyd, as jy net 'n verhouding het, jy bly net saam. Nou hulle sê maar so daar buite, jy is casual, jy's 'n tydelike arbeider, tydelike werker. Nou ek sê, jy's tydelik, as jy nog nie getroud is, jy's tydelik. Jy's eers die man wanneer jy jou papiere het, dat jy ook jou license kan toon, dan kan jy sê, nee, die is nou myne. Die is myne.
En veral hier onder ons kultuur is dit baie snaaks. Die mense bly net saam, hoor jy, nee, dis my man, hy is nog nie jou man nie. Dis my vrou, hy is nog nie joune nie, want jy het nog nie die papiere nie. Prys die Here. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Aan jou vrugte. Ek sê as eers van hou maar vers afkom en jy jou papiere en jy jou license. Kom ek, laat my toe om het vir jy so te stel. As jy nou net 'n verhouding het en jy is net saam, dat jy nog linnes. Jy het linnes. Maar as jy nou eers loop uitgepas, as jy nou van die trouoffisier afkom, en jy het jou reël papiere, ek sê, dat jy license. Dat jy license, dan kan jy nou reis soos jy wil, en jy kan gaan waar jy wil, en so kan ons dit opnoem. Kom ons sê die Here so wonderlike prys. Aan jou vrugte sal jy geken word. Ek wil vanmôre sê, die vrug wat jy na vore bring, moet 'n vrug wees. Die wêreld daar buite, die gemeenskap, die dorp, se mense moet daaraan kan herkou. Hulle moet kan eet aan jou vrug. Mense moet nie net proe en sê, maar die vrug smaak nie lekker en dan spiegel jou weer uit nie. Dan moet jy weet, ek sal moet kyk na my geestelike lewe. Hier is fout. Prys die Here. Daar is 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die einde van hierdie weg is die weë van die dood. Johannes 10 versie 10 sê die dief het net gekom om te steel, te slag en te verwoes. En ek wil vanmôre u bemoedig, moenie dat die dief jou blydskap steel nie. Moenie dat die dief dit wat vir jou beskore is, van jou af kom vat, kom beroof nie. Maar leef jou bediening uit, sodat jou bediening vrug kan oplewer. Leef jou bediening uit, sodat jou bediening verander daar buite iets kan beteken, sodat hulle kan na die Jesus toe kom. Want ons groot doel is om siele uit die wêreld uit te kry. Maar as my lewe nie op standaard is nie, kan ek nie 'n siel vir die Here Jesus wen nie. Ek wil u vanmôre sê, kyk jou vrugte. Aan jou vrugte sal jy geken. Kan ons dit saam sê? Aan jou vrugte sal jy geken word. Amen. Maar hier praat Matteus nou, hy sê, so sal julle hulle aan hulle vrugte ken. Maar ons kan dit vanmôre sê, aan jou vrugte sal jy geken word. Die Here het u lief. Die Here gee vir u om. Dis hoekom hy u hiernatoe gestuur het. Baie is miskien nou nie vanmôre van hierdie, maar u is uitgestuur. En die groot doel van u hier wees, as om te verander. U kan nie weer dieselfde mens teruggaan daar waar u vandaan kom nie. Ek wil met baie mooi hoor wat ek vir u sê. U wat 'n student is, die doel van u hier wees, by School of Fire, as om te verander. U moet as 'n ander mens na u dorp toe terug kan gaan. Hulle wat van jou niks gedink het, wat jou afgeskryf het, die dag as jy daar gaan afklim, dan moet jy hier boodskap na vore kan bring, deur te sê, Jesus Christus kan siele red, en hy kan verlos. Dis die boodskap, wat ons wil hê, wat u moet ander dag, by u dorp gaan verkondig. En nie net in die dorpie, maar u moet die wêreld kan deurgaan, en vir hulle sê, Jesus sê, aan jou vrugte sal jy geken word. Die Here seën u. Baie dankie dat u geluister het en dat u vanmôre die woord opgeneem het. En maak plek in jou hart. Apostel Paulus sê, skep tog net ruimte in julle hart vir die woord van God. Ek wil vanmôre u bemoedig deur te sê, skep ruimte vir God se woord. Maak plek in die hart vir die woord van God. Mag die Here sy woord seën. Mag die Here ons help dat ons sy bediening, sy woord sal uitleef, en dat ons nie net hier op die platform sal staan, om deur mense wil gesien te wees nie, maar dat ons teen alle tye die woord sal verkondig, om mense daar buite te sê, Jesus Christus, hy lewe, en omdat hy lewe, sal ek lewe. Omdat hy leef, sien ek uit na môre. Halleluja! Halleluja! Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Prys die Here. Amen. Wow, dis lekker. As jy die gospel verkondig, is lekker.
Dis lekker, maar jy moet net by die instruksies bly. En as jy nog die Here 50-50 dien, ek het vir u die getuienis gegee. Wat maak, of wat kom 'n mens oor, as jy 50-50 dien? Jy sal jou oë by 'n plek oopmaak, waar jy nie graag by wil gewees het nie. So moenie dat die vyand u eers wegsleep, en dat u daar by 'n plek bevind, waar u nie wil by gewees het nie. Maar u het nou 'n kans, om vanmôre op te staan by hierdie diens, en sy sê, Here, ek kom vanmôre na u toe, net soos ek is. Here, werk vanmôre 'n bietjie aan my vrugte. Die Here sal nie net dat ons praat oor vrugte, as ons almal se vrugte reg is nie. Hy is die God, wat nie sommer iets sal laat afkom, as dit nie nodig is nie. Hy weet vanmôre, hier is van ons, wat se vrugte nog nie reg, of nog nie goeie vrugte dra nie. En vanmôre wil ek hê, neem my vrymoedigheid. Ons wil saam met u bid. Ons wil u vanmôre, ons wil saam met u die pad stap. Ons wil vanmôre vir u sê, Vader, help my broer, help my suster, dat hy die vrugte sal dra, wat by die bekering pas. Ja, die bekering is nie net bekering, hy vereis ook, jy moet sekere vrugte dra, om mense daar buite aan te kan moedig. Kom ons staan op ons voete, kom ons gee om 'n lieflike hande klop, die Here seën. My boodskap is klaar. Ons sal so ligtelike aanbiddingslied sing, so 'n wonderlike uitnodiging, as al mense is wat gebed nodig het, dis nou jou kans. Dis nou op die hy stel jou nooit weer nie. Hy is getrou in alles wat hy doen. Mense verander, maar wie Vader, as in die naam van Jesus, jy staan na jou man, ek lê my hande op hom, Here. Ek wil vanmôre bid, liewe Here, dat u op hom sal seën, dat u hom sal aanraak. In die naam van Jesus, ek bid vanmôre, raak hom aan, Here. Ek bid, u ken hom by sy naam, en my gebed is dat u hom nou sal seën, in Jesus naam. Dankie, Here, dat u hom nou wonderlik sal aanraak. Wat sy probleem ook al mag wees, raak hom aan, Here, en seën hom nou, in Jesus naam. Amen. Dankie, Here, daarvoor. Vader, as in die naam van Jesus, ek wil bid, staan my broer, my suster, Here, raak hulle vanmôre aan. Die ken hulle by hulle se naam, maar ek bid dat die krag van God, die vuur op hulle sal val, in Jesus naam. Here, u ken hulle behoeftes, hulle omstandighede, en vanmôre bid ek, Here, dat u hulle nou sal aanraak. Seën hulle, Here, die duiwel is 'n leenaar, ek kanselleer oor hulle lewe, maar ek pleit nou die bloed van Jesus oor hulle, in Jesus naam. Dankie, Here, daarvoor. Amen. Pastoor, maar dit sal staan vanmôre uit. Daar's 'n seëning van ons wat ons vanmôre voor saambind. Sy is al 26 jaar in Oekraïne. Haar dogter van 25 jaar oud is gediagnoseer met maagkanker. Hulle het nou chemo 3 keer gedoen. 11 keer as die chemo stop. 11 keer as die chemo stop, is hy net nog groter as wat hulle mee begin het. Hulle het gesê, na die week, sien hulle nie hoop nie. En ons weet, God kan intree. So sy wil namens Maria en Lena uitstaan, as ons almal ons hande kan uitsteek en saam bid asseblief. Kom ons steek net ons hande uit en ons bid en ons vertrou dat daar geen afstand is nie, maar dat hy die God is wat kan genees. Vader, dis in die naam van u seun Jesus. Ag Here, u het die gebedsversoek gehoor. En ons stuur hierdie gebed nou uit tot daar waar die siekte is. Dit maak nie saak vanmôre wat 'n siekte dit ook al mag wees nie. My gebed is, liewe Here, dat u nou sal aanraak deur die kosbare bloed. Ek bid dat die hand van genesing, die hand van genade oor hy siekte sal wees en bestraf dit vanmôre. Ons kanselleer dit in die naam van Jesus Christus. Dankie dat u nou die sieke aanraak. Here, die dokters praat van 3 weke.
Dis wat hulle sê. Maar Here, wat sê U vanmôre? Ons bid vir genesing. Ek bid nou vir aanraking in die magtige naam van Jesus Christus, die Seun van God. Baie dankie, Here. Jy is Marissa wat nou instaan in die plek van die sieke. Maar dankie, Here, dat U vanmôre in die gebed hier haar sal werk, dat die aanraking nou plaasvind in Jesus naam. Amen. Is julle geseën vanmôre? Amen. Nou pastoor, ek weet nie wie het vir pastoor gesê 9 tot 10 nie. Want pastoor Roy sal nooit 9 tot 10 gebly het he. Ons ken hom te goed. Maar hoor gou hierso, kan ons afsluit in 'n koortjie, 'n lekker warm eerkoortjie wat ons die Here net lof en eer gee, ha? Amen. Mag die Here een en elkeen van julle seën. En mag jy, soos die pastoor sê, aan jou vrug geken word. In Jesus Christus naam. Amen. Die rots wat vir jou wil staan. Ja, bou op die rots. Ons gaan op ons voete staan en sang ons klap die hande, ons sing lekker saam. Dan hoef jy nie te vrees as die storms voor jou kom. Dan is jy veilig. As jy bou op die rots wat vir jou was. Kom ons sit die hande by mekaar en ons sing met die Here. Die rots wat vir jou was. Wat hoef jy nie te vrees as die storms voor jou kom. Dan is jy veilig as jy bou op die rots. Oh ja, bou op die rots van jou. Dan hoef jy nie te vrees as die storms voor jou kom. Dan is jy veilig.